nuwe gemeente, van mense, al kinders wat hier is, luisteraars, oor die internet, almal teenwoordig, liewe susters en broers, is 'n baie groot voorreg vir my, om saam met u te mag aanbid vanoggend. Ek is daarvoor baie dankbaar in my hart, loop van blydskap oor. Ek is veral dankbaar om met u te mag gesels oor 'n onderwerp wat menige huishoudings tref. Dit maak nie saak op watter vlak van die samelewing gesinne funksioneer nie. Die vloek van substansie misbruik tref sonder aansien enige persoon, of daardie persoon nou arm is of ryk is, eenvoudige mense, of mense wat 'n redelike aansien in 'n gemeenskap geniet. En in hierdie verband, ek het nou gehoor, dit is KGA Sondag, Kommissie vir Partye Sondag, wil ek met u gesels, nie oor die CAB, die Christelike afhanklikheidsbediening van ons kerk nie. Nee, ek wil net vir u in min woorde vertel van die groot werk wat hulle doen, veral as dit gaan oor persone wat worstel met 'n afhanklikheid aan die een of ander substansie. Ek het die voorreg gehad om in die vorige voltydse gemeente waar ek aktief was en bedien het, te sien hoe dat die CAB daar as gevolg van die suidelike Skiereilandse wonings en die manier waarop mense daar leef, die totale toename in dwelmmisbruik en bende-aktiwiteite in plekke soos Steenwood Retreat, Grassy Park, Lotus River en dan veral ook in Avondale. Hoe die CAB daar in die lewe gebring was en hoe hierdie CAB werke, die werke van gemeentelede wat rassenstrede toegeneem het, hoe dit ontplof het en hoe dat die Here hierdie werk geseën het. Baie families se lewens drasties en radikaal kon verander, waarde kon toevoeg het. Die groot werk waartoe die Here die CAB geroep het. En ek het aanskou hoe die werk daar 'n aanvang neem, en hier in hierdie gemeente was daar 'n man gewees, Broer Thompson, hy was baie aktief in die CAB gewees, ander mense in gemeentes van Mitchellsplein, Broer Sali, en dan in die slotgemeente, Broer Malcolm Swarts, en hoe dat families wat kinders het wat aan dwelms verslaaf is, hoe hulle hierdie werk aansluit het. En hoe hierdie werk oor die Skiereiland met groot toename in die lewens van die gesinne die Here se eer kom vestig het. Hoe die werk ontsaglik en met groot goddelike seën gegroei het en geblom het deur die gewillige kragtige ywer van lede. Asook die betrokkenheid van Emeritus Dominee Julie van Rooyen en dan sy opvolger Dr. Claudette Williams, en hoe dat hierdie werk gestig is en sterk staan in ons kerk. En ek weet van verskeie jong mense en volwassenes wat met substansiemisbruik en verslawing geloop het, hoe hulle lewens verander het, tot inkeer gekom het. En ek het aanskou hoe substansie afhanklik is, of dit dwelms of drank is, met gretigheid, hulle aan die Here Jesus Christus toegewy het, en hoe dat hulle hierdie nuwe lewe in die Here Jesus aangeneem het, en hoe dat hulle gegroei het, hoe dat hulle werklik in hulle lewe 'n verandering gekom het. En ek het gesien, broers en susters, hoe dat hierdie werk ontwikkel. En dit is die rede waarom ek groot blydskap het om met u te gesels vanoggend met die gemeente van Sarepta oor hierdie teer onderwerp wat beide huisgesinne. Ek het selfs die bediening hier in Sarepta ook te maak gehad met huisgesinne waar hierdie substansieafhanklikheid groot hartseer oor ouers se lewens gebring het, en die betrokkene, die jong mense wat betrokke was, hoe dat hulle lewens eintlik verwoes word
deur die misbruik van substansie. Dwelmverwante optrede, misdaad, petty crime, en hoe dat die bendebasse aan mekaar beklei vertuf om hierdie luksheid van dwelmsverkwansel, hoe hulle dit aanwend om hulle sakke te verryk. Weet jy, ek is in mening baie sterk toegedaan dat die enigste werklike rehabiliteerder van mense wat aan substansie verslaaf is, die enigste rehabiliteerder is die Here Jesus Christus. Ek het al te veel keer gesien dat mense uit rehabilitasiesentrums uitkom en op dieselfde dag weer verval in die gewoonte van dwelmmisbruik. En daar is geen ander naam waardeur mense verlos kan word wat met substansie te make is nie. Broers en susters, die Here kom bied aan mense wat die samelewing eintlik verwerp het, mense wat randfigure geword het, kom bied die Here geleentheid om 'n nuwe begin te maak en om hulle lewens te vestig in sy werk. En hierdie nuwe geleenthede aan te gryp en hulle lewens met goddelike waarheid en goddelike waardigheid voor te sit. En ek het met groot ontsteltenis ook aanskou hoe dat by geleentheid keer op keer 7-8 keer en meer jong mense uit rehabilitasiesentrums uitkom. En die daar is onderwyser en ook en die daar is leraar en in my werk as 'n geregistreerde pastoral counselor, hoe dat mense 7-8 keer elke keer terugval op substansie. En ek het gewonder, maar wat is hierdie krag, hierdie supernatural, hierdie bonatuurlike krag wat mense trek om hulle oor te gee aan die misdryf van drank, dagga, verskillende vorms wat dagga aangebied word, in gebak mense wat koekies en hulle daai dagga daarin, of selfs die gebruik van die dwelm met combustion, wanneer daar 'n sloopboot gemaak word, of selfs in die een of ander okkapyp combustion plaasvind en hierdie middel gebruik word om mense in 'n valse geluksaligheid te kom plaas. En dan nog steeds is hierdie dwelms vrylik beskikbaar, cocaine, heroin, onga, en mense word siek, sommige se longe word soos jelly, sommige kap net om sterf. Ek het dit gesien. Mense wat 'n rede soek om die pyn van hulle werklikheid uit te doof, 'n tydelike toevlug soek en ontvlugting soek in die beskonke ontvlugting en die werklikheid van die pyn van die eie inwonende, tergende demonic powers wat mense in binnendring en baie keer vir hulle aanspoor om selfdood toe te pas. En weet daarvan, broers en susters, omdat ek self meer as 53 jaar gelede ook 'n persoon was wat substansie misbruik het en 'n probleem gehad het met die misbruik van dwelms, 'n onafwendbare uitspattige lewe gelei het wat gepaard gaan met hierdie misbruike. En ek was nie altyd 'n predikant gewees nie. Dit het deur die genade van die Here kon ontvlug en die hel van beskonkenheid, van besoekenheid, van dwelm misbruik. En ek het begin om die dinge van die ewige lewe beter te verstaan en die roepingsbewustheid het in my begin groei. En die Here het gewerk, justification, sanctification, en Jesus Christus het vir my 'n absolute werklikheid geword. En ek kan vir jou kom dinge vertel uit my eie verslawing uit. En hoe ek 'n ongeloof gestuur het in dit van my verhaal. En ek was nie altyd 'n geredde mens gewees nie, broers en susters, maar ek wil nie oor myself praat nie. Jy is die afskuwelikheid van substansiemisbruik en die gevolge wat daarmee gepaard gaan my met 'n narigheid gevul het, dat ek nie meer hierdie goed wil doen nie, dat ek 'n behoefte gehad het vir die Here. En dat ek die Here as my persoonlike saligmaker op die ouderdom van 18 kon aanneem, moeg gelewe. Vanoggend
wil ek praat met elke ouer, vriend van iemand wat dalk substansie misbruik. Ek kry nou nog, ek doen ek 'n telefoonberading ook, waar ek met mense werk wat besorg is oor vriende, jong mense, wat vriende het, wat in hierdie hel van misbruik vasgegaan het. Dit het nou norm geword en dit het nou selfs in die professionele mense se lewens, prokureurs en mediese personeel, hierdie fase of hierdie fashion van cannabis en verskillende tipes en die waarde en die gehalte van hierdie ding, hierdie plant, het nou so toegeneem dat selfs professionele mense vir hulle meer en meer toewend aan die gebruik van cannabis, van dagga. Maar daar is ook ander verslawings waar mense vasgevang is. Nie net substansie nie, daar is ook die verslawing aan gambling. En dan met pastorale omgang met mense het ek agtergekom dat mense hulle hard verdiende pensioene en sweet oor jare verwoestel deur roekeloos en agter in 'n casino deur te bring. Die verslawing aan nommers, die spel van nommers. En dan het ek ook bewus geword van persone wat die een of ander verslawing ook het aan pornografie. So werklikheid in die tyd waarin ons lewe. En ek het tot die besef gekom dat dit is net die bloed van Jesus Christus wat genesing kan bring, wat suiwering kan bring, wat heiligmaking kan bring, wat die eise van die vlees, die sap, soos die Grieke dit noem, the flesh, who can demolish the power of the flesh. This flesh needs to be gratified. En elke keer as 'n mens 'n besluit maak, dis die laaste, dan kom mense tot struikeling, dan doen hulle dit weer met groot rou en hartseer, bely hulle voor die Here en sê, Here, ek het weer gestruikel, ek het weer toegelaat dat my vlees regeer, en ek het my goeie beginsels en my goeie planne en ek oorboord gegooi, deur om toe te gee aan die eise van my vlees, om die enorme druk van die bevrediging van my vlees te handhaaf, het ek toegegee aan hierdie optrede van my wat net verslaaf is. Wil dit nie, ek ken die Here, want dit is so, sê sommige mense gemeen. En dan word mense verblind van die waarskuwing van die Here, dat hierdie dinge nie tot sy eer is nie, en dat dit vir ons so nadelig kan wees, dat ons selfs ons bestemming wat God vir ons het in die gedagtes wat God het om ons voorspoedig te maak, dat ons dit kan mis in die lewe. En dat ons op plekke kan beland, waar ons op aarde al ons eie soort van hel ervaar. Maar weet jy, het het ook gekom vanoggend om goeie nuus te bring, vir elkeen wat met die een of ander substansie werklikheid worstel. Die goeie nuus is dat die Here kan verskil maak, en die Here maak 'n verskil in mense se lewens. En vir hierdie rede het ek ook 'n boek geskrywe, wat gepubliseer is deur Kreatief SA Publikasies, getiteld Gepaste Erfenis, wat gaan oor gebrokenheid, die menslike gebrokenheid. Maar jy sien, broers en susters, in Lukas 15, vind ons Jesus die leermeester, en dan die pedagogiek. Ek het baie met jonger studente te maak gehad in die 70er jare, en hulle het altyd gepraat van die pedagogiek en hoe dat hulle leermeesters hulle vertel van Jesus, die voorbeeld, die uitsonderlike voorbeeld van hoe mense les gee. En hy het gelykenisse gebruik, hy het verskillende gelykenisse vertel van die kultuur, van hulle tradisies, en hy het ook in die opset van Lukas 15 het hy met gelykenisse geleer en hy vertel nou vir hulle. Sy toehoor dus die gelykenis van hierdie jong seun, en ek wil graag hê dat hy saam met my fokus op die treffende verhaal van 'n jong man in Lukas 15 vers 11 tot 32. En ek wil hierdie verhaal 'n titel gee, naamlik die smeelende pele. Smeelend in Afrikaans wat lekker beteken aanloklik. Pele.
Die voedsel wat diere geëet het, wat bok geëet het, hoe dat hierdie smeulende pele vir die persoon wat honger geword het, aantreklik geword het, en iets waarna hy kon uitsien om sy honger te vervul. Ek wil vir julle ook noem dat ek ook tans besig is om 'n boek te skryf vir ouers wat sukkel met kinders wat substansieverslaafd is, getiteld Smeulende Pele, gebaseer op Lukas 15, om huisgesinne te help om te deel met die werklikheid van substansiemisbruik. Ek praat dus vanoggend met u oor 'n jongman, 'n veronderstelde Joodse jongman, wat sy ouerhuis beleef het as boring, en dat hy uit die gemaksigtigheid van die weelde waarin hy groot geword het, uit hierdie beskerming wil gee pad, die Christus bestaan, en hy wil die volheid en oorvloed ervaar van 'n lewe as 'n onafhanklike, as 'n independent young man. En hy gee die lewe van baie bediendes, rykdom van sy grondeienaar pa, die eiendomsmagnaat, 'n suksesvolle sakeman, 'n boer, 'n ontwikkelaar, 'n werkgewer van baie. Sê hy dat vir sy pa, ek wil my horison vergroot. Ek bly 'n land onder pa se dak. Ek wil dit graag beleef hoe dit voel om daar aan die ander kant waar die son sak, by die horison nader die kim. Ek wil so te beweeg in 'n vreemde land wil ek my bestaan voer, weg van pa en ma af. Gee aan my die erf asseblief. Ek kan nie wag tot pa eendag tot sterfte kom nie, om dan eers my erflating te kry en om dan eers op my mission te gaan, op my experimentering en on my journey to go on my journey. Ek wil die wye wêreld gaan ontdek. Ek kan dit nie langer vertraag nie. Hy sê vir sy pa, sien pa daar waar die son sak, daar teen die kim. My bestemming is daar agter die horison. Ek wil daarmee fortuin soek in die lewe daar gemaak. Gee my nou asseblief my deel en laat me toe and bless me, Father, so that I can go and so that I can live my own life. En teenstrydig met die norme van die Joodse beskawing en die kultuur van sy volk, teen die identiteit van hulle gebruike, gee die pa toe aan die eise van sy jong seun. Sy versoek, en rus hom toe met sy volle erfdeel en seën hom, stuur hom op sy pad. En hy gee gelijkmatige deel aan die jonger broer se ouer broer. En gelaai met sy volle aardse besitting op die rug van 'n donkie, terwyl hy op 'n kameelse rug vertrek van sy pa se grond af, met die geld in sy lyfband in weggesteek, betrek hy na die ander land toe, want met al die eiendom wat sy pa hom gegee het hy verdiskonteer dit in geld om sit. En hy vervreem hom van sy pa se eiendom. Die ryk jongman laat sy pa in gebrokenheid agter. En sy oudste broer is kwaad en onvergeroef oor die onsin van sy jonger broer en toegewendheid van sy pa. Amper soos in 'n huisgesin, waar een van die sibbe kwaad is oor die ouers meer aandag aan die ander sib gee. Maar die ouers het 'n rede hoekom hulle meer aandag gee aan daai broer of aan daai kind, maar daai kind se behoefte groter is en die ander kind voel aangeraak daardeur en voel, my ouers gee nie vir my om nie. Amper so iets wat hierdie ouers seun ervaar teenoor sy pa en teenoor sy jong broer, maar hy eiter dit nie, hy sê niks nie. Hy bly agter in die omstandighede van sy pa se rykdom en baie bediendes en 'n gemaklike lewe, die ryk en invloedryke sakeman, wat moontlik uit die aristokrasie sy voorstade het. Daar, liewe susters en broers, daar vertrek hierdie jongman gelaai met sy rykdom, terwyl die bediendes hartseer toekyk oor hulle geliefde jongbaas, wat met sy vertrek neer na 'n onsekere toekoms en 'n onbekende bestemming ander. En ek wonder, vraag vir u, klink die verhaal nie dalk bekend nie, liewe susters en broers? Ken u dalk so iemand wat ook sy verke versprei het en na 'n ver af plek vertrek het, dalk om 'n pypbewoner te word? Iemand wat
'n geleerde persoon is maar iemand wat nou slaap op die rand van die samelewing. Iemand wat onder 'n skermpie slaap, omdat hy sy huis prysgegee het as gevolg van sy substansiemisbruik. Iemand wat 'n randfiguur geword het. Iemand wat in die buiteweke sy bestaan voer weer beskarrel van dag tot dag. En hierdie jongman leef vir jare in sy nuwe teste in die ver afland. Sy vriende en sy maats is volop. Hy is geil in oorvloed. En hy oorlaai sy hartlikheid en hy is vrywillig. Hy gee so meer as wat sy vriende nodig het. En hy vergeet een ding, dat sy neseier is elke keer besig om te krimp wanneer hy daarvan neem. En skielik op 'n dag is sy erflating verkwansel. Daar's niks meer oor nie. Hy het die blou sent en die goeie beplanning gedoen, die sy finansiële beplanning het skibreek gelei en hy vind hom in 'n vreemde land sonder 'n inkomste, sonder werk, sonder 'n huis, want die hotel waar hy gebly het hom ook uitgeskop omdat hy nie kon betaal vir sy verblyf daar nie, en daar tref 'n hongersnood hierdie land. Daar's nie werk nie, maar hier by die kantien waar hy sy drank bestel het, toe hy nog geld gehad het, daar is 'n advertensie opgeplaas, iemand in die kontry, 'n varkboer soek iemand om sy varke op te pas. En dit is 'n slaap hy onder die blou uitspaansel en in die oggend as hy wakker word, is die ooglede aan mekaar gekam, soos hy dan sê, van die ys te tou wat sy ooglede in die son moet in die oggend hy warmte gee, dat hy kan begin sien, dat hy kan sien waar hy is en hom bevind, maar hy het oornag in die veld geslaap. Hy is alleen, en niemand wil hom help nie, niemand skep aandag aan hom nie, en hy ondervind hongerte. Hy bevind hom op straat, op die strate, broers en susters, as kinders van mense wat op die strate slaap, in pype in slaap, onder skermpie slaap, as gevolg van 'n keuse wat hulle gemaak het, om hulle oor te gee aan die misbruik van substansie. Niemand het tyd om te luister as die klagtes nie. Sy maag is leeg, en sy klere verslons, hy ruik nie eens meer aangenaam nie, want sy mooi voorkoms is verbloem deur sy swaardigheid en deur die feit dat sy klere verhawend is en stukkend is en haar persoonlike hygiëne weer in sy verwysingsraamwerk bestaan. Sy tande is vol roes en hy is onversorg. En die pynlike prent van miserabelheid, van hierdie ellendigheid wat hierdie persoon ervaar, wat nou eens op 'n tyd 'n ryk man was, wat nou 'n skamme bestaan voer. Hy kan nie eens vir sy pa 'n e-pos stuur nie, want daar het nie geld nie. Sy foon is afgeneem, hy kan nie met sy ouers kommunikeer nie. Geen social media nie, hy kan nie sy posisie bekend maak nie. En hy doen aansoek vir die pos, hy gooi sy CD in en hy kry die pos om agter die varke te kyk. En in die volksmond is 'n vark in nommer 8 en 'n donkie is in nommer 7. En hy kyk, die kos wat die varke eet, die pele, en sy hongertoestand word die pele vir hom aantreklik en hy begin eet daarvan. Hy het nie providant gekry van die boer nie, hy gaan eers aan die einde van die maand sy salaris kry, en die tussentyd moet hy van die varke se kos eet, want hy bring eintlik 'n vervloeking oor homself as 'n Joodse jongman, want hy eet non-kosher food en hy kyk agter 'n dier wat in sy kultuur nie 'n gewenste werk is wat hy kan hê nie. Maar weet jy, broers en susters, daar het een ding met hierdie jongman gebeur, in sy toestand van ellende. Daar is 'n wenteling in sy storie, een oggend toe besef hy, maar dit is nog onnodig dat ek so ellendig moet wees. En hy kom tot die besef, ek kan opstaan en ek kan na my pa toe gaan. Ek kan vir my pa vra, pa, geef my 'n werk, en my pa sal my beter as 'n bediende behandel, as wat ek nou hier ervaar, terwyl ek agter hierdie varke kyk, en ek kyk verby die groot vark sog en die vark beer, en die staan op en die rippel uit sy ellende uit, en ek maak hom reg en die stap, vastberade stap, hy is sy pa gewaar om. Kilometers ver sien sy pa om
soos ouers uitkyk en ouers bid vir hulle kinders om terug te kom. En elke ouer met wie ek al gesels het, wat my gesê het, ek het my kind op die pad uitgestuur, want ek kan nie meer die ellende van sy dwelm misbruik. Ek kan dit nie meer hanteer nie, omdat hy steel my rot en kaal. Hy besteel my. My kind is welkom om te kom bad, ek sal vir hom kos gee, maar hy kan nie meer slaap nie. Broers en susters, sy pa sien hom. En sy pa roep na hom toe. En sy pa omhels hom, so versmons soos hy is en onaangenaam soos hy ruik, omhels sy pa en sy pa kus hom, soen hom met 'n liefdeskus. En sy pa loop saam met hom hand om die nek, heilig vir sy pa, hy sê oor sy verlore seun wat nou teruggekom het. Groot opdrag aan sy pa is, wat hierdie kind van my, trek vir hom Kersklere aan. Pa sê hy, ek het teen God gesondig. Weet jy, dit is daai magic woorde wat 'n ouer graag moes hoor van sy kind. 'n Ouer kan nie God speel in sy kind se lewe nie. 'n Ouer kan nie. Net God kan my kind red. En baie keer staan ons op die pad dat God ons kind se lewe kan verander en weer vir ons kind se destination en 'n purpose kan gee. Ouers staan het die water uit gestaan, sy kind het teruggekom en sy kind het gesê, pa, ek het teen God gesondig en ek het teen u gesondig. En sy pa sê nie vir hom van sy slegheid nie en van sy verkoosting van sy geld nie. En sy pa hoor nie aan hom voor en sê, jy het jou bed gemaak en nou moet jy op jou bed lê, dis jou eie keuses nie, is jou eie toedoen nie. Sy pa sê, Here, hierdie kind van my was verlore, hy is nou gevind. He was blind, but now he can see. Dis soos die skille van hierdie kind se oë afgeval het. En sy ma het trane van verligting, omdat hierdie kind met sy pa versoen, haar jongste is terug, en dit lyk hy ryper en wyser geword. Sy sê, my seun is nou gehoorsaam aan sy pa, en sy dank die Here in stille versigtiging vir die inkeer en vir die terugkoms van hierdie seun. Slag julle die vetgemaakte kalf, skree sy pa oor die vlak. Opgewondenheid. Maak die bediendes weg, en hulle gaan Makiti vier, groot fees vier, want 'n verlore kind het teruggekom. Sy oudste broer kom terug in die veld uit, en hy vra een van die bediendes, wat gaan aan met ons jaar? En die bediende sê, man, jou broer het teruggekom, en jou pa het gesê, ons moet Makiti hou, ons moet fees vier. En hy word kwaad en omgekrap. En jaloers was sy broer se terugkoms. En hy eie nog weer reg toe op sy ouers aan te spreek. Rustig, soos dit gebeur in huisgesinne, waar ouers hulle besorgdheid en hulle liefde betoon en 'n kind wat teruggekom het. En een van die kinders sal sê, why? He has done that and he has done this and he has done that, many things. And why are you still being so good to him? Aren't you being indiscriminate with your kindness? Should we not have been more harsher? Sy pa antwoord hierdie kind wat kwaad is, sy pa sê, ek het vir jou altyd in die os gehad. Maar jou broer was in sonde vasgevang, en hy was verlore, en vandag jy versamel die engele, dat jou broer teruggekeer het, 'n verlore siel wat redding gevind het, wat God se vergifnis ondervind het, en wat God aanvaar het en God omhels het en wat nou gered het. Susters en broers, wat van daai kind wat jy van weet in die familie in? Die eie kind dalk, of die man, of die vrou. Weet jy dat het gesien met my eie oë, hoe dat vrouens by die casinos nie eens 'n taxi kan instudeer nie, omdat hulle al die man se plek uitgegambel het, as gevolg van hulle gamble, hulle vastgevangen aan die spel van nommers. Kwesbaar, weerbaar. Mense, goeie mense wat misbruik word deur een of ander substansie. Mense wat moeg word van 'n lewende hel. Mense wat deur die onverpoeste volharding van hulle ouers en ander familielede en vriende wat gebid het vir hulle, tot verhaal kom en hulle lewens regtig verander.
en leiers word in hulle gemeenskappe in. En ek wil dit in die middenaar, broers en susters, moenie moed opgee op daai kind, daai familiekind, waarvan u weet wat nog steeds vasgevang is in dwelmmisbruik. Ek het so gekind. Hy word 33. Hy spandeer sy lewe op die strate, skarrel van dag tot dag. Pa van 3 kinders is hy reeds. Ek vra dat u ook vir ons sal bid. Hy hou my op die knieë. En ek wil vir u sê, hou goeie moed. Moenie moed verloor. Don't give up. Never give up. En ek wil vir u in die beskikking van die Here los. Mag die Here u geliefde losmaak van die jan van verslawing. En mag u die vrede van God ondervind wanneer u sien hoe dat daai kind sy lewe radikaal verander het. En hoe dat daai kind sy lewe weer rigting kry. En hoe dat hy sterk word. En hoe dat hy selfs mense wat oor hom 'n vloek gelaat het, in skaamte laat steier, omdat hierdie kind so groot suksesverhaal word, omdat die Here die verskil in sy lewe gemaak het. Never give up. Vader, baie dankie. Dat ons na hier toe kan kom, in alle omstandighede, selfs ook, Here, pleitend, heilend, smeekend vir jong mense in ons gemeenskappe, in ons families, in ons vriendekringe, in ons sosiale kontakte in, waarvan ons weet, en selfs ouer mense, want mense oor 60 is besig om dit te gebruik vir krag om goeders te doen. Ons bid vir elkeen wat in 'n heel lewe van substansie misbruik, van verslawing aan dobbel, van verslawing aan drank, van verslawing aan die verwoesting wat gepaard gaan met dwelmmisbruik. Bid dat die Here 'n verskil sal maak en dat die Here genade bo genade sal gee. In die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here en Zaligmaker. Amen.